Ons visie, Jesaja 60 vers 1 tot 3 en Jesaja 61 vers 1 tot 3. Ons is 'n lig vir die nasies wat God verheerlik, verlossing vir almal, troos, genesing en herstel. Ons missie, Efesiërs 4 vers 11 tot 12. Die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Ons strategie, Matteus 28 vers 19. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons waardes. God, groei in jou verhouding met God. Mekaar, groei in jou verhouding met ander. Die wêreld, dien saam met ander. 2024 se tema is die jaar van hoop. Hier is 5 stappe van groei wat jy kan volg om jou geestelike lewe 'n hupstoot te gee. Stap 1, hartpunt. Stap 2, koneksie. Stap 3, volg. Stap 4, ontdek. En stap 5, dien. Ek wil begin en julle kan volg daar op die bord. Ek was sommer met 'n stukkie lees uit die woord uit. Dis 'n bekende verhaal. Dis Martha en Maria, julle ken dit. Julle kan dit vir my opsê sonder om te kyk. Maar ons lees dit maar eerder dan dan het ons die regte weergawe. Lees ons in Lukas 10 vers 38 tot 42 en dit gaan soos volg. Hy sê op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig, ken sulke mense, ek is ook partykeer so, om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie, dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha. Ek kan nogal dink, as jy die prentjie sien, Martha, sê Martha, Martha, jy's besorg en bekommerd oor baie dinge. Maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Toe ek hierdie skrif lees, wat vir my baie opvallend is, of nie baie opvallend is, jy moet 'n paar keer lees, maar toe ek sien hierdie keer, toe ek voorberei, toe merk ek ietsie op. Hierdie is heel eerste 'n verskriklike goeie voorbeeld van toegewydheid, van verdeelde toewyding en van totale toewyding. As jy gaan kyk in vers 38, dan sê dit dat Martha as gas ontvang. Maar vers 39 sê dat Maria het aan die voete van die Here gaan sit. Jy sien, ek twyfel nie vanoggend dat Martha en Maria, want hulle was ook volgelinge van Jesus gewees. Dit was ook nie die eerste keer wat hulle by Jesus sou kuier nie. Maar so Martha en Maria was albei ewe lief vir Jesus gewees. Hulle was sy volgelinge, maar op hierdie oomblik, in hierdie verhaal, in hierdie stuk in die Bybel, kom Martha en die Bybel sê, sy ontvang Jesus as 'n gas. Nou die ding van 'n gas is dat, ek weet nie of van julle weet, dalk as julle nie so nie, dalk gebeur dit net partykeer by ons, partykeer dan nooi jy mense, kuiermense, en partykeer is jy meer opgewonde dat hulle klaar gekuier het, as wat jy was dat hulle kon kuier. Jy lag lekker, nee? So Martha kom ontvang Jesus as 'n gas, en die ding van 'n gas is dat jy is, by Martha se tafel op daardie oomblik, het sy nog stoele gehad. En Jesus is dalk net nog 'n stoel by al die dinge wat sy mee besig is. Hy's net 'n gas. Hy's net 'n stoel by al die ander take. Jy sien wanneer kuiermense by jou kom is hulle vir net daai oomblik by jou. Die ding van 'n gas is, hulle kom en hulle gaan. En as jy nou eerlik is vanoggend, is jou grootste begeerte, dis hoekom jy al die harde werk doen, is jou grootste begeerte, is dat hulle tog maar net iets sal sê oor jou mooi tafel, oor jou eetgerei, en dat hulle die lekker kos sal komplimenteer. Jy haal jou beste uit, en ja, jy wil jou beste vir hulle gee, en wil jy hulle moet lekker eet, maar iewerste in jou hart, in die onderbewussyn, as jy nou eerlik moet wees en moet erken, dan wonder jy, wanneer gaan hulle nou my kos komplimenteer, en my gordyne, nuwe gordyne, my nuwe teëls, en dit net so 'n bietjie komplimenteer. Maar ek wil vanoggend sê dat ons wil baie keer, is die Here 'n gas in ons lewe,
En ons wil eintlik maar net hoor dat hy ons komplimenteer oor hoe oulik ons hom volg en hoe oulik ons hom dien. En dis eintlik waar ons wil hom beïndruk en ons bitter min baie keer in so 'n situasie los die Here indruk in ons harte. Vir daardie paar minute of daai ure entertain ons gaste. En ek dink Maria het in hierdie oomblik, want sy weet wie Jesus is, het sy Jesus eintlik maar net entertain. Sy het die kos was vir haar belangrik geweest. Verdeelde toewyding is nie ware toewyding. En ek wil vanoggend vir jou vra, in daardie oomblik, toe Martha vir Jesus nooi as gas, het sy 'n stoel uitgetrek en saam met die ander take wat sy mee besig is, was hy maar net nog een wat bykom sit het. Maar van Maria was dit anderste. Die Bybel sê, vers 39, hy sê, Maria het by die voete van haar Here gaan sit. My vraag vanoggend as ek mee begin is, in jou lewe is God, is Jesus 'n gas, of is Jesus jou Here? Want jy sien, Maria het besef dat ek het Jesus meer nodig as wat ek enigiets het om vir hom te bring. Ek het nodig om by sy voete te sit en al wat ek eintlik het om te bring is net my toewyding. Jy sien, want verdeelde toewyding is nie ware toewyding nie. As jy 20% vir die Here gee, is nie ware toewyding. 50%, 80%, 100% toewyding is totale toewyding. Maria het Jesus nie net ontvang daai oomblik nie, sy het haarself gegee. Maria het met onverdeelde aandag haar totale toewyding vir Jesus kom gee. En is ons nie skuldig, ek is die eerste om te erken vanoggend is dat, en ek het nie 'n opbou vanoggend nie, ek aan meeting stryd vir Bullet vanoggend. En ek wil vanoggend sê, ek is die eerste om te erken dat baie keer dan wil ek Jesus net as 'n gas onthaal en ek wil sê, Jesus, kom doen net dit wat ek wil hê jy moet doen en dan moet jy gou-gou weer gaan. Kom ons stoot die stoel in en laat jy weer gaan. Jesus, kom ons sorteer my probleme uit, kom ons sorteer die ongemak in my lewe uit en dan moet u maar weer gaan, Here. Want ek het nou nie, ek het goed om te doen, Here. Jy moet gou gemaak. Here, ek kan nie vanoggend 2 ure op die vloer lê. Dit is Goofy, ek hoop ek spreek dit reg uit. Goofy wat sê, hy sê, things which matter most must never be at the mercy of things which matter least. Dit moet nooit in jou lewe kom dat dit wat ewigheidswaarde het, dit wat die core van die lewe is, God en die dinge van die Here, moet nooit plek moet maak vir dinge wat minder belangrik is nie. It must stay the most important. Craig Groeschel sê, first, om eerste te wees, die eerste plek. Hy sê, first is too much pressure to put on anything else. Hy sê, om iets eerste in jou lewe te plaas, is te groot druk vir daai ding, of daai persoon. Hy sê, God knows that, so he invites you to put him first. En daar's mense wat dit vanoggend moet hoor. Wat het jy eerste geplaas? Wat is in die core? Nou, as jy van toewyding praat, dan is daar 'n paar dinge wat jy kan doen, en wat vir my uitstaan is, van toewyding is, dit waarvoor jy ja sê, maar meer belangrik, dit waarvoor jy nee sê. Jy sien, toewyding begin by jou ja. Jy sê, ja, Here, ek wil U dien. Jy staan voor die kansel, sê, ja, ek wil met jou trou. En ek hoop jy voel nog steeds so. Jy sê ja vir 'n paar goed, jy sê, toewyding begin by jou ja, maar dit word versterk deur jou nees. Dit is soms makliker om ja te sê, maar nie so maklik om aan te hou nee sê nie. Ons sukkel om nee te sê. Niemand weet wie dit oorspronklik gesê het nie, maar dit is waar. If you've got to stand for something or you will fall for anything. En ek wil met 'n paar ja sê nees met julle deel. Dit is baie moontlik om in jou lewe ja vir Jesus te sê. Ja, sê hier vir almal, sê ja vir Jesus. Hoe voel jy voor die Here? Ek sê ja vir hom, ek sê ja vir Jesus. Dit is baie moontlik om ja vir Jesus te sê, maar nooit nee vir onvergifnis en daardie geheime sonde nie. Dit is moontlik om ja vir Jesus te sê, maar nooit nee vir jou gedrinkery en jou gevloekery nie. Jy sê, wanneer jy ja sê vir Jesus, dan moet jou lewe verander. Moet wys. Daar is 'n paar goed wat jy nee voor gaan moet sê. Dit is moontlik om ja vir Jesus te sê, maar nooit nee vir seks, vir enige kommitment van trou nie. Dit is te lekker. Ek bely nie nou nie. So, dit is maklik om ja vir Jesus te sê, maar daar's 'n paar goed wat nie so maklik is om nee voor te sê nie. Ek het gesien julle raak stil. Okay. Kom ons gaan aan. Dis moontlik om ja vir Jesus te sê, maar nooit nee vir wegbly van sy kerk, wegbly van sy woord en wegbly van gebed nie.
En my vraag vanoggend is, as jy so maklik ja gesê het, en is vir jou moeilik om hier nee te sê, is my vraag vanoggend, het jy dan ooit werklik ja gesê? Hoe real is jou ja dan? Dit is maklik om vir die kansel ja te sê op jou troudag, maar dit is moontlik om ja te sê, maar dit is ook moontlik om nooit nee te sê vir die flirtasies by die werk of seks buite jou huwelik nie. Maklik om ja te sê op jou troudag, maar hoe gaan dit lyk wanneer 'n paar goed verander by die huis en in die huwelik? Dit is moontlik om ja te sê vir seks eers in die huwelik, maar nooit nee vir pornografie nie. Jy sien in die huwelik veral, spesifiek in die huwelik, is daar 3 areas wat toewyding toets in die huwelik. En wanneer hierdie 3 goed verdwyn, dan verdwyn toewyding baie keer in die huwelik. Gesondheid. Dis maklik om met iemand getroud te wees wat altyd gesond is, maar sodra hulle bedlêend raak of 'n siekte opdoen of nie meer so lyk soos wat hulle gelyk het of so voel nie, dan raak die commitment, dan raak dit werk en dit raak iets. En wanneer die finansies opdroog, gesondheid, finansies. Hulle sê finansies is een van die grootste dinge waarom mense skei of veg in die huwelik. En nommer 3, seks. Wanneer dit verdwyn, gaan soek jy een van hierdie 3 goed op, kom ons sit al 3 op my by, dan voel dit nie awkward nie. Ek sê, wanneer die gesondheid, finansies of seks is die plekke wat toewyding toets in die huwelik. Dit is moontlik en maklik om ja te sê vir die werksaanbod, maar dit is ook moontlik om nooit nee te sê vir steel van die werkgewer nie. Dit is maklik en moontlik om te sê ja vir gym toe gaan. Dit is die maklikste. En selfs te betaal vir die kontrak. Want jy weet dat as jy nie betaal, kan jy nie spiere terugvat nie. Dit is moontlik om ja te sê vir gym toe gaan, maar nooit nee vir verslawings, dwelms, drank en ongesond eet nie. Moenie die hand opsteek nou nie. Nie die dwelms nie, maar die ongesond eet. Dit is moontlik om ja te sê vir jou deel vir God se werk gee, maar dit is ook moontlik om nooit nee te sê vir dobbel en geldmors of wat jy nie nodig het nie. Is dit amen of is dit nou? Gaan nie vra nie. Okay. Die ja is soms die maklikste deel, maar dit is wat ons prys gee en opgee as 'n gevolg van die ja. Dit is die ja om die ja te sê en te sê yes, dit is die maklike deel, maar die moeilike deel kom wat jy mee gaan uitgedaag word as 'n gevolg van jou toewyding aan die Here, wat jy gaan moet opgee en wat jy moet prys gee. Dis die moeilike ding. En dit wys ons mate van toewyding. Ons samewelewing wat ons in leef, sukkel om nee te sê. Ons moet leer nee sê vir die dinge. Jy sien, daar is dinge in jou lewe wat tyd gaan opneem, wat jou toewyding, tyd in jou toewyding gaan vat. So wat jy tyd voor hierso gee, gaan jy tyd hier moet vat. As jy meer tyd by jou werk spandeer, waar gaan jy tyd vat? By jou gesin. As jy meer tyd voor die TV spandeer en popcorn eet en Netflix kyk en wat is hulle binge? As jy binge af voor Netflix, hoe meer tyd jy daar spandeer op 'n bank, hoe minder tyd het jy om in die woord te spandeer en te bid. Wat gaan jou bou? Altyd gaan jy bou, maar een gaan jy tydelik bou en die ander gaan jy ewig bou. Dit gaan gebou word. Ons moet leer nee sê. Jou ja moet reeds, jy sien die ding van 'n ja en 'n nee, van toewyding. Jy besluit nie om toegewy te wees wanneer die versoeking kom nie. Jy moet besluit lank voor die tyd. Jy moet besluit wanneer jy voor die kansel staan. Jy moet besluit wanneer jy 'n commitment maak, jouself inkry in iets, dan moes jy dit al reeds afgemaak het. I will be committed. Dit help nie, jy wil nou, waar's daai commitment kontrak? Of waar's daai, jy gaan sukkel. Ek vir jou sê, as jy nie in jou hart het afgemaak het, that I will be total committed, dan gaan jy val, because you are standing for nothing, and you're going to fall for anything. Jou ja moet reeds daar wees, so jy kan nee sê, wanneer die storms kom, wanneer die versoeking kom, jy moet jou ja sterk maak. Nou, Josef se lewe is 'n goeie voorbeeld van to be committed, om toegewy te wees. Jy sien, Josef se ja was groter gewees, en julle ken die storie. Josef se ja was groter as die versoeking om saam met Potifar se vrou te staan, te slaap, nie net te staan nie, so lê ook. So, Josef het dit in sy hart uitgemaak, voordat hy die moeilike tye gaan het. Hy het in sy hart uitgemaak, ek sal meer toegewys wees aan God, maak nie saak hoe ver Potifar se vrou wil gaan. Hy het gesê, I will not do it, because I'm committed to God. Josef was meer toegewy aan God as 'n paar minute se plesier. Genesis 39 vers 9 sê, en hy sê Josef vir Potifar se vrou, in hierdie huis het ek die meeste mag, en die man sal my alles gee, wat ek vra, behalwe natuurlik u, sy vrou. Hoe kan ek nou sy vertroue skend en by u gaan slaap? So iets is baie verkeerd en 'n groot sonde teen God. Hy wil nie teen God sondig nie.
Daar is 'n geveg aan die gang. Ek wil vanoggend vir jou sê, daar is 'n stemme en daar's 'n geveg vir jou toewyding. Die wêreld skree, die verslawings en die versoekings soek jou toewyding. Die duiwel veg vir jou aandag. As hy jou toewyding kan kry, dan het hy alles, want dan het hy jou hart en hy het jou lewe. Craig Rochelle skryf, hy sê, the devil doesn't need to destroy you if he can distract you. He knows if he can distract you, eventually you will destroy yourself. His plan is to detour you from your devotion by distracting you from coming to Jesus. As hy jou aandag kan aftrek, as hy verdeeldheid in jou hart kan kry, dan gaan jy jouself vernietig. Daar's 'n manier om, en ek gaan hierdie vinnig deurgaan, maar daar's 'n manier om jou toewyding te toets. Jy moet jouself vanoggend die vraag vra, van die goed wat ek vanoggend gaan noem, waaraan spandeer jy die beste en die grootste deel van die volgende? Dit sê waar jou toewyding is. Jy hoef dit nergens neer te skryf nie. Ons gaan nie toets doen na die tyd nie. Dis tussen jou en die Here en dis in jou hart. Waaraan jou tyd? Nommer 1 is jou tyd. Waaraan spandeer jy die meeste van jou tyd? Jy sien, want jy sal dit wat vir jou belangrik is, sal jy tyd vermaak. Jy sal skeduleer en jy sal seker maak dat as God vir jou belangrik is, gaan jy tyd by hom spandeer. As jou gesin vir jou belangrik is, gaan jy tyd met hulle spandeer. Waaraan spandeer jy jou meeste van jou tyd? Maak jy tyd vir introspeksie, vir groei, vernuwing? Maak jy tyd om jou gawes en talente te ontdek? Die manier wat jy jou tyd spandeer, gaan wys waarna jy toegewy is. Wat is vir jou belangrik? Die Bybel sê in Efesiërs 5 vers 15 tot 17, sê wees baie versigtig hoe jy leef. Leef soos mense wat weet wat God van 'n sinvolle lewe verwag en nie soos mense wat niks daarvan weet nie. Hy sê moenie jou tyd mors nie. Maak jy beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slegte tye. Moenie julle lewens mors deur sonder 'n doel te leef nie. En as jy wil weet wat die doel van jou lewe, kom vanaand groegroepe toe. Ons praat oor 'n doelgerigte lewe. Somme advertensie breek. Maar maak seker hoe die Here wil hê jy moet leef. Gee weer die beste tyd van die dag. Dit is Christus se opinie hierdie, is dat ek glo jou tyd vir die Here moet in die oggend wees. Dis die beste tyd. Voor enigiets gebeur, voor die dag besig raak, gee weer, God soek jou beste op elke vlak. Hy soek jou beste tyd, jou toewyding, jou aandag, gedagtes, die beste deel van jou finansies. Hy soek die beste deel, die eerste deel is die beste deel. Spandeer weer onverdeelde toewyding in God se woord en in gebed. Jy sien, ons almal kry 24 uur. Niemand het meer tyd of minder tyd nie. Het 24 uur, hoe spandeer jy dit? Die tweede ding is, waaraan spandeer jy die meeste van jou energie? Is jy altyd moeg en uitgeput vir dit wat belangrik is? Is jy altyd moeg en te uitgeput om op 'n Sondag kerk toe te kom of jou Bybel oop te maak of te bid? Is jy altyd te moeg of uitgeput om met jou vrou te gesels of met jou kinders te speel? Maar as die sport op die TV aankom of jou vriend wil jy optel op kroeg toe te gaan om rappie te kyk, dan jy ewe skielik energie. Jou energie, waarop jy jou energie en jou passie spandeer, sê waar jou toewyding lê. Romeine 12 vers 11 tot 12 sê, en ek hou van hierdie skrif in die Passion, hy sê, be enthusiastic, hy sê, wees enthousiasties to serve the Lord, keeping your passion toward him boiling out, radiate with the glow of the Holy Spirit and let him fill you with excitement. Raak weer opgewonde, laat God jou opgewonde maak om hom te dien. Let this hope burst forth within you, releasing a continual joy. As ek het leef, dan raak ek sommer opgewonde, as ek hierdie lees. Don't give up in a time of trouble, but commune with God in all times. Weet jy hoe gaan jy dit hou? Weet jy hoe gaan jy opgewonde bly en jou passion aan die brand hou met die Here? Begin die vers agteruit lees. Sê, when you commune with God in all times, you will not give up in a time of trouble. En as jy gevul wees met 'n passie. En die derde ding is waarin spandeer jy die meeste van dit, is jou geld. Sensitiewe saak hier in die kerk. Mense raak baie keer ongemaklik. As jy ongemaklik raak wanneer die pastoor oor geld praat, of wanneer daar geleenthede geskep om te gee en by te dra vir God se werk, dan sê dit iets van jou toewyding. Die kerk praat oor geld en het geld nodig om te funksioneer, want die Bybel praat oor geld. Vra vir Clive, kom woon die kursus by. Hy gaan jou leer. So tiendes en offergawes word nie betaal nie, dit word gegee as deel van jou aanbidding. Jy betaal nie vir diens nie, maar jy gee uit dankbaarheid. Die Bybel sê in Matteus 6 vers 20 tot 21, hy sê, maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar geen mot en roes kan bykom nie. So, waar kan 'n dief jou geld steel? Hy kan jou geld steel. Nee, hy kan inbreek, hy kan in jou rekening gaan deesdae, hy kan jou hack en hy kan jou geld steel.
So moet nie laat jou hart daar wees nie. Hy sê, maar laat jou hart wees daar waar dief nie kan inbreek nie, daar waar jy kan roes nie, daar waar jy kan oud word nie. Dis nie geld nie. Maar laat wat sal gebeur is dat jou geld sal vloei na die plek van die toewyding. Behalwe as jy totale toewyding aan geld behoort, dan gaan die lewe se onvoorsiene gebeurtenis sy deel vat. Ek gaan nie vra wie dit al beleef nie. As geld jou alles is, en jou toewyding is nie om toe te laat dat finansies vir die koninkryk gaan nie, maar jy hou so vas aan dit, dan gaan jou wasmasjien heel moontlik breek, die hond gaan siek raak, en dit gaan jou wys dat, waar lê jou hart? So ek wil vanoggend sê dat hy sê, onthou waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nommer 4 is, so ek wil sê van 3 is dat, ek het nie 'n probleem met geld nie. Maar wat ek bedoel, dit klink snaaks. Klink of ek nooit hier 'n moeilike tyd gaan nie. Wat ek bedoel daar is, ek het nie 'n probleem met iemand wat baie geld het nie. Ek wil ook baie geld hê. Hoekom wil ek dit hê? Nie om te wys hoe ryk ek is en hoeveel geld ek in die bank het nie, maar ek wil 'n groter blessing wees vir die koninkryk van God. I want to be a person of wealth. Ek wil hê dat daar finansies deur my lewe beweeg miljoene om mense te bless, vir kerke kan bou, vir huise en karre kan weggee vir hulle wat dit nodig het. En dit is die ding, maar as dit net gaan om dit bymekaar te hoor, jy gaan dit nie saamvat hemel toe nie hoor. Dit gaan net hierso bly. Nommer 4 is, waaraan spandeer jy jou gedagtes? 'n Toets vir toewyding is ook jou gedagtes. Waaraan dink jy die meeste van die tyd? Dink jy aan die goedheid van die Here? Dink jy hoe jy hom kan behaag? Dink jy aan hoe jy meer bruikbaar vir God kan wees? Wat gaan in jou gedagtegang aan? Wat dink jy aan die meeste van die tyd? Kolossense 3 vers 2-3 sê, moenie toelaat dat dinge wat nie vir Jesus belangrik is nie, vir julle te belangrik word nie. Ek praat van tydelike aardse dinge, waarmee julle partymal so kan besig hou. Besteed liewer al julle tyd aan dinge wat vir Jesus belangrik is. Dink daaroor, praat daaroor en doen dit. Moenie net aan dit dink nie, maar praat ook daaroor. Moenie daaroor praat nie, maar doen dit. Wat gaan in jou gedagtes aan? Onthou, julle waardes het verander toe julle Christene geword het. Julle ou belangstellings en leefstyl is dood en begrawe. Julle het 'n nuwe lewe gekry. Dit waarborg God vir julle. Hy sê in die Afrikaans, hy sê, dink aan die dinge daarbo wat rein, skoon, heilig en lofwaardig is in die ou vertaling. Hy sê, laat dit jou gedagtes heers. Wat kan ek vir God doen? Dink aan die goedheid van die Here. Dink aan lieflike en rein dinge. As jy vanoggend hier sit en jy sê, Christo, dat ek voel in my lewe soos Martha, dat ek sukkel met verdeelde toewyding en jy wil weer 'n verhouding met God of enige ander area toewyding herstel, dan kan jy vanoggend vir my vra, waar begin ek? Hoe begin ek weer totaal toegewy wees aan die Here en totaal toegewy wees aan my huwelik en in my werk en dit en met God in die senterpunt? Dan daar's 'n paar goed wat jy kan doen. Die eerste ding is die maklikste deel van dit, is jy moet besluit. You must make a decision. Niks begin gebeur totdat jy besluit nie. Maak 'n besluit in jou hart om totaal aan God toegewy te wees en weer toe te laat dat hy jou toewyding in ander areas herstel. Job 22 vers 27-28 sê, hy sê jy sal tot hom bid en hy sal jou hoor, jy sal doen wat jy hom beloof het. Besluit weer om te doen wat jy vir God beloof het. Hy sê wat jy besluit om te doen sal gebeur. Dit sal lig wees op die pad voor jou. Besluit, neem die besluit om dit te doen. Spreuke 4:25-27 sê, hy sê, set your gaze, so jy moet jy moet ingestel wees, jy moet jou fokus herwin, jy moet kies om weer te fokus. Sê bietjie, fokus. Ek dink altyd aan fokus met Freek Robinson, onthou jy? Sê fokus, nie saam met hom nie, maar saam met die Here. Okay, sê, set your gaze on a path before you, with fixed purpose, looking straight ahead, ignore life's distractions. Ignoreer daardie goed wat jou aandag van die Here wil afvat. Watch where you going. Kyk 'n bietjie, waar is jy? En George sal sê, kyk net so 'n bietjie rond, waar is jy? Jy's net hier in die kerk. Watch where you're going. Stick to the path of truth and the road will be safe and smooth before you. Don't allow yourself to be sidetracked for even a moment. Nie vir 'n oomblik nie. Or take the detour that leads to darkness. Moenie toelaat dat jou voet op 'n ander pad gaan nie. Moenie daai app oopmaak nie. Moenie op daai prentjie gaan klik nie, op daai link nie. Moenie daar gaan nie, moenie by daai deur ingaan nie. Moenie na daai partytjie toe gaan nie. Moenie gaan as hulle jou nooi nie, want jy weet dit gaan jou wegvat, gaan jou toewyding steel van die Here. Die tweede ding is, as jy besluit het, dan is dit dissipline. Dit is die moeilike deel. Jy moet die dissipline toepas. Na die besluit begin die werk. Niemand het nog ooit
gesonder geword en spiere gebou deur net 'n besluit om gym toe te gaan nie. Jy moet die dissipline in plek kry om die werk te doen. Jy moet die dissipline in plek kry om die werk te doen. Jy moet dissiplineer. As jy sê dat my toewyding, my devotion is lacking in my tyd met die Here, dan moet jy die horlosie stel. En jy moet eintlik opstaan. Jy kan nie daar lê en dink dit gaan gebeur nie. En dan, wat ek aanbeweeg, die derde ding is dat, so jy moet besluit, jy moet die dissipline toepas, en dan word dit 'n natuur. Dan word dit 'n natuur. As jy besluit het en jy pas die dissipline toe, wat gaan gebeur is dat toewyding gaan natuurlik word in jou hart. Jou hart sal uit natuur uitleen na dit wat jy jouself aan toewy. Ek wil begin afsluit, en as jy vanoggend van my vra, maar Christo, is daar sulke voorbeelde in die Bybel van toewyding, daar is, Abraham was totaal toegewyd aan God, en daarom kon hy Isak offer. Abraham het geweet, God sal deurkom. Noag was totaal toegewyd aan God, en daarom kon hy die ark bou, terwyl hy hom spot en hom kritiseer. Moses was totaal toegewyd aan God, en daarom kon hy die Israeliete verdra met hulle gekerm en hulle gemou, en hy kon hulle uitlei uit Egipte in die woestyn, en Moses was ten spyte van hulle gekerm, en die ongemak wat hy beleef het, was Moses toegewyd. Josef was toegewyd gewees, en daarom kon hy vir Potifar se vrou sê nee vir die versoeking. En ek vanoggend vir jou sê dat indien ons nie totaal toegewyd aan God is nie, gaan ons toegewyd aan iets of iemand wees. God roep ons vanoggend tot 'n toegewyde lewe, want daar's baie stemme en daar's baie versoekings, en jy moet vanoggend die besluit neem en sê, ek weet nie in watter area nie, is dit in verhouding met die Here? Is dit in die huwelik? Is dit in jou werk? Jy moet vanoggend die besluit neem, jy moet die dissipline in plek kry, en sodat dit weer 'n natuur word. Die laaste vers wat ek wil lees, is 1 Korintiërs 7 vers 35. Hy sê Paulus, hy sê, now I say this for your own welfare, vir jou eie welsyn. Hy sê your own welfare and profit, not to put a halter of restraint upon you. Hy sê dit wat ek nou gaan sê, hy sê is nie om jou te beperk nie. Hy sê is nie om jou te laat voel dat jy mag nou niks doen en mag jy die lewe geniet nie. Hy sê maar dit is but to promote what is seemly and in good order and to secure your undistracted and undivided devotion to the Lord. Jy sien die boodskap vanoggend is vir jou voordeel. Is sodat jy vanoggend moet meet waar is jy. En ek wil vra dat ons oë sal sluit. En ek wil vir jou vra, dit was vinnig en aanhoudend die boodskap. Maar ek wil vanoggend vir jou vra terwyl jy daar so sit, is wil jy nie toelaat en vra Here, as U dit moet sit op 'n skaal van 1 tot 10, hoe lyk my toewyding aan U? Is my lewe totaal oorgegee aan U? Of is ek net te besig? Het Jesus net nog 'n stoel geword by jou tafel? Of sit jy by sy voete? Wil jy in beheer wees, of is Jesus in beheer? Of dalk is dit vanoggend jou huwelik. Is dalk nie meer so toegewy nie. Jy kyk rond. Jy het ander goeders wat jou devotion vat, en jy weet dis verkeerd. En daar's 'n verskil tussen jammer wees en berou. Jammer sê ek is uitgevang, berou sê ek het God se hart en mense se harte gebreek, ek het God se hart gebreek. En ek wil vanoggend vir jou vra, as jy vanoggend sê met elke oog gesluit vanoggend, as jy sê Christo, jy is die boodskap praat met my vanoggend, en ek vertrou die Here, want ek het nodig om weer te werk aan my toegewydheid aan hom, vir my huwelik of vir my werk. Maar dit begin by God. Want hy is nie iets op die lys nie. Hy is die lys. Wil jy nie vinnig jou hand net opsteek vanoggend? En ek wil eintlik dit vra. Ek wil vra, wil jy nie staan vanoggend? Wil jy nie, as jy vanoggend sê dat en niemand gaan jou veroordeel of iets, en ek dink almal moet eintlik staan. Want daar sta jy in my lewe wat goed is vir my belangriker word en meer vir my tyd vat as God. Nie meer vir my tyd, maar meer vir my devotion. En vir dit wat kom, ek wil jou vanoggend vra, kom ons staan almal. Ek wil vanoggend vra dat ons gaan onsself net weer toewy aan die Here, want die rede vir die boodskap glo ek vanoggend is dat vir dit wat kom, daar kom herlewing, maar daar kom probleme. Dit gaan moeiliker word in die wêreld, en as jy nie nou al dit uitgemaak het in jou hart, dat al raak dit hoe ongemaklik, al raak dit hoe seer, al raak dit hoe, sal ek committed bly tot die Here. Ons het dit maklik in Suid-Afrika. Ek weet nie van een van julle wat al geslaan was, of gedreig was met die dood vir jou geloof nie. China en daai lande gebeur dit meer as 1 keer 'n dag. En is ons gereed vir dit wat kom? Is ons gereed vir onderdrukking? Ek wil
Wil jy nie depressed maak nie, maar ek wil volgens vir jou vra. Gaan vra daai vraag, hoe lyk my toegewydheid? As ek dit langs Jesus moet sit, wat sal ek kies? Sal jy nog steeds Jesus kies? Sal jy nog steeds Jesus kies wanneer ek baie onregverdig behandel word? En ek praat met myself vanoggend. Kom ons sluit die oë vanoggend. En ons bid saam. Sê saam met my, sê Here Jesus, toets my en wys my as daar iets is of iemand is wat meer toewyding vat as U. Stel dit reg in my hart. Ek wil my deel doen. Ek wil vanoggend besluit. Ek wil die dissipline toepas. En Here, deur U Gees, maak dit 'n natuur. Help my, ek het U nodig om totaal toegewy te wees aan U. Ek wil jou vanoggend vra terwyl jy oog sluit is, as jy vanoggend sê, Christo, ek wil nie meer hê Jesus moet net 'n gas wees by my tafel nie. Ek wil weer hê hy moet die Here van my lewe wees. Wil jy nie jou albei hande optel en net sommer weer bid en sê, Here Jesus, ek is jammer dat ek U net as 'n gas onthaal het. Kom wees weer my Here. Kom wees vir die Here van alles in my lewe. My gesin, my huwelik. Kom wees vir die Here oor my tyd, my energie, my geld en my gedagtes. Dat ek nooit iets sal terughou wanneer U vra nie. Dankie Jesus. Amen. Ek wil vanoggend vir jou sê dat dit wat jy nou gebid het, ek sê nou net vir 'n uur, as jy preek, dan moet jy weet die week daarna dan leef jy die preek. So jy moet versigtig wees wat jy preek. Maar ek wil vanoggend vir jou sê dat dit 'n gevaarlike gebed wat ons gebid het vanoggend is because it will be tested. En onthou vanoggend se woord. Choose Jesus above everything else because he is eternal. Moenie jou geloof in jou lewe en verhouding opgee, toewyding opgee vir dit wat tydelik is nie. Ons eer die Here. Ek gaan vra ons gaan sommer net so staan en dan gaan hulle vir ons daai gebed opsit, dan bid ons daai gebed. Amen. Is hy daar so? O ja, maar net daar kyk. Kyk net agter jou. Okay, kom ons bid saam. Ons wend onsself na die noorde, die ooste, die suide en die weste. Ons doen dit doelbewus en ons weet waarom ons dit doen. Want alle mag en gesag is aan ons gegee in Jesus naam. Verspreek in Jesus naam teen die owerhede, die magte en die bose geeste in die lig. Laat los die siele wat in die huis van God moet wees. En ons dankie nou vir die arbeiders en die oes in die naam van Jesus. Amen, 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 amen. Staan net so, Here Vader, ek bless elke persoon wat vanoggend hier is. En ek bid liewe Here Vader dat vanoggend se woord, Here, dat dit nie sal ontvang as 'n teregwysing of Here Vader as hard nie. Maar Here as eerder 'n liefdevolle reminder, Here, dat ons U moet dien. Dat ons U moet in die middelpunt van ons lewe sit, want dis wat kinders van God doen. U is 'n liefdevolle God en U wil nie hê dat een van ons, Here, verlore moet gaan nie. En Here Vader, help ons, Here Vader, dat ons niks, Here, bo U sal plaas nie. En ons vra vanoggend, vergewe ons as ons dit gedoen het. Maar Here Vader, dat ons U weer sal vertrou, Here. Here Vader, dat ons weer totaal toegewyd sal wees aan U en U werk, Here. Want hierdie lewe en hierdie wêreld is tydelik, Here, maar daar is 'n ewige plek en is by U, Here. En Vader, ons sê vir U dankie dat U kom en Here Vader, kom herstel ons toewyding, kom herstel ons passie en ons energie, Here, en ons liefde vir U, Here. Dankie dat U dit kom doen. U is goed vir ons, Here, en ons prys U en ons almal sê, Amen. Amen. Be blessed. Amen.